Geliefdes, ons gaan vanoggend ons harte tot die Here rig deur te sing van Gesang 163, soos 'n wildsbok wat smag na water. Ons sing hierdie lied staande en na die Fotemense seëngroet sing ons as lofsang uit Gesang 207. Daar sing ons vers 1, 3 en 4. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid. Eers Gesang 163 en dan as lofsang Gesang 207 vers 1, 3 en 4. Kom ons staan en sing ons hartlik saam. Die woord van God sê, die saad wat op goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en begryp, en hy dra vrug. Geliefdes, genade en vrede van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. So
Broers en susters, na die wet sing ons vonk 224, verse 1 en 2, en na die belydenis vonk 158, verse 1 en 2. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoordde hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons skuld bely, kom ons sing vonk 224, verse 1 en 2. Broers en susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot is die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof bely in die liefdevolle God. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes.
Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur Vonk 158 verse 1 en 2 te sing. Ons wy onsself aan Christus toe, aan hom ons redder dien. Laat hy ons lof en eer ontvang, die koning wat regeer. Hy het ons met sy bloed gekoop en maak ons vir sy kerk. Ons wil met ons gawes dien, met blydskap vir hom werk. Sy liefde so oneindig groot, laat ons eerbiedig juig. Dit bring ons na die wêreld toe, waar ons sal moet gedei. Laat ons gehoorsaam aan sy woord, ook daar betrokke raak. Met omgee en deur diensbaarheid sy liefde sigbaar maak. Ons gaan vandag saam lees uit Matteus hoofstuk 13, die evangelie volgens Matteus, en ek gaan uit die 2020 vertaling lees. Ons lees Matteus 13 vers 1 tot 9, en dan 'n bietjie later in die hoofstuk daarvan af vers 19 tot 23. En dit gaan hier oor die gelykenis van die saad of die saaier, soos ons dit ook ken. Kom ons luister na die woord van die Here, Matteus 13 vanaf vers 1. Daardie selfde dag het Jesus, nadat hy van die huis vertrek het, langs die see gaan sit. 'n Groot skare het om hom saamgedrom, sodat hy in die boot geklim het om daar te gaan sit. Die hele skare het op die strand bly staan. Hy het dikwels met hulle deur gelykenisse gepraat. Hy het gesê, kyk, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Tydens die saaiery het 'n deel van die saad langs die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. Ander saad weer het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dit het dadelik opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son opkom, is dit verskroei. Omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Ander saad weer het tussen die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En nog ander het op goeie grond geval, en dit het opbrengs gelewer, party 100, ander 60 en ander 30voudig. Laat die wat ore het, luister. En dan gaan ons na vers 19, die verduideliking van hierdie gelykenis. En daar lees ons dat Jesus sê, wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is die saad wat langs die pad gesaai is. Die saad wat op rotsagtige plekke gesaai is hy wat hierdie woord hoor en dit dadelik met vreugde ontvang. Maar omdat hy nie wortel geskiet het nie, hou hy net 'n rukkie.
as verdrukking of vervolging vanweë die woord plaasvind, struikel hy dadelik. En die saad wat tussen die dorings gesaai is, dit is hy wat hierdie woord hoor, maar die bekommernis van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Vers 23, die saad wat egter op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat hierdie woord hoor en begryp. En hy dra vrug, die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Hier eindig ons skriflesing, geliefdes. Wie ore het, moet luister. Ons gaan nou saam bid. Die broers gaan staan tydens die gebed en die susters bly sit en dan aan die einde van die gebed gaan ons sonder aankondiging sing van Gesang 231 vers 3. Gesang 231 vers 3. Dit is aan die einde van die gebed en wanneer ons daardie lied sing, dan gaan ons dit staande sing. So dan kan die susters ook staan en dan sing ons Gesang 231 vers 3. Sonder aankondiging aan die einde van die gebed. Maar kom ons bid dan nou saam. Lewende God van hemel en aarde, ons aanbid U. Ons buig in diep afhanklikheid voor U, want U is die lewegewer. U is die een wat gans die heelal geskep het, wat ook elkeen van ons geskep het. Ja, Here, U is die een wat in liefde en genade na ons omsien elke dag, wat ons deur U seun verlos het van die sonde en die bose, wat aan ons die lewe in oorvloed, die ewige lewe geskenk het. Daarom kan ons nie anders nie, o Here, as om te juig en bly te wees in U teenwoordigheid, as om hier saam te kom as U gemeente, om te luister na die verkondiging van U woord en koninkryk. Ons dank U, Here, vir hierdie groot voorreg, dat ons geloof mag uitleef, dat ons deel kan wees van 'n gemeente, van U kerk. Ons dank U vir die voorreg om saam te kom in erediens. Wil U ons help om nooit hierdie handeling as vanselfsprekend te aanvaar nie. Ja, laat ons elke element van die erediens daarmee besef hoe dat U teenwoordig is, hoe dat U rig en lei deur U Gees. Wanneer ons uit die woord lees, maak ons diep bewus daarvan dat U aan die woord is. Dat dit U is wat steeds vandag tot ons spreek. En hier waar ons geloof in U bely elke week, maak ons diep bewus daarvan, o Here, dat ons daardie voorreg het saam met gelowiges deur alle eeue heen, gelowiges reg oor die wêreld, dat ons kan verklaar, U is die lewende God, die drie-enige God. En wanneer ons dan hier saam is vanoggend, o Here, bid ons dat U koninkryk hier sal spreek, dat ons hiervandaan verder sal meewerk aan die uitbouing van U koninkryk. Ja, dat ons hierdie gelykenis wat so oorbekend is aan ons, werklik weer ter harte sal neem. Dat dit ons sal motiveer, mobiliseer,
om ons roeping en opdrag in hierdie wêreld na te kom, uit te leef, en dit alles tot u eer. Maar ons bid ook so, Here, vir u kerk, vir al die ledemate in die liggaam van Christus, reg oor die wêreld, oral waar u aanbid en gedien en geëer word, dat u steeds op pad sal wees met u kerk, met u kinders. Ons bid vir ons gemeente, Here, dat u ook hier in elke lidmaat se hart werksaam sal wees deur u Gees, dat ons onsself sal toewy aan u opnuut, dat ons erns sal maak met ons geloof, en dat ons in alles wat ons dink en doen en sê, dit altyd tot u verheerliking sal doen. Ons bid, Here, vir mense wat seer en swaar het, dat u daar teenwoordig sal wees. U ken ook elkeen wat vanoggend hier is se hart. Wil u ons verseker van u troostvolle teenwoordigheid en wil u vir ons krag gee. Ons dank en loof u omdat ons voor u voete kan neerval en kan weet, u is ons beskermer, Here. Wil u so vanoggend ook die goeie saad saai, dit laat groei, ons lewe herskep, sodat ons heilig sal wees in strewe, gedagte, woord en daad. Heilige God, herskep ons lewe. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die gelykenis van die saaier is goed aan ons almal bekend. Soos met al Jesus se gelykenisse, is daar egter in hierdie gelykenis ook verskillende lae van betekenis. En hoe meer 'n mens dit lees, hoe meer ontsluit jy die diepte van betekenis in hierdie gelykenis. Jesus het mense deur gelykenisse geleer. 'n Gelykenis is 'n storie, 'n verhaal, waardeur Jesus die waardes van God se koninkryk aan mense oorgedra het op verstaanbare wyse. Maar Jesus se gelykenisse was nie bloot net stories nie. Dit het sy oorspronklike gehoor gewoonlik verras, uitgedaag en geïnspireer. En dan is hierdie gelykenis van die saaier in Matteus 13 deel van 'n hele hoofstuk
waarin Jesus verskillende gelykenisse vertel. En daardie gelykenisse het almal die doel spesifiek in die eerste plek om sy disippels te leer oor die misterie van God se koninkryk. Maar soos wat Jesus die gelykenisse vertel, kom ons agter dat daar toenemend 'n onderskeid kom. 'n Onderskeid tussen die mense wat Jesus en sy bediening aanvaar en diegene wat hom uitdaag en verwerp. En interessant genoeg is Matteus 13 omring met karakters wat Jesus eintlik verwerp. Die voorafgaande deel in hoofstuk 12 handel oor die fariseërs wat saam sweer om Jesus te vernietig. Terwyl die laaste gedeelte van Matteus 13 vertel hoe Jesus se tuisdorp Nasaret hom verwerp. En vanuit hierdie oogpunt kan ons die gelykenis van die saaiër verstaan as Jesus se kommentaar op die teenkanting teen sy boodskap, die verwerping van sy boodskap. Jesus word in hierdie gelykenis voorgestel as die saaiër wat die verkondiging van God se koninkryk saai. Die koninkryk van God handel oor God wat oor die wêreld regeer, God wat koning is, nou en tot in ewigheid. En dit was ook Jesus se doel op aarde, om die koninkryk van God te verkondig en dan te sterf aan die kruis, sodat daar die koninkryk kan aanbreek. En daarom handel die verkondiging van God se koninkryk oor die goeie nuus van God se genade wat aanbreek in Jesus Christus. Maar ook God se geregtigheid, sy oordeel en regverdigheid. Maar helaas het hierdie goeie nuus nie wortel geskiet by almal wat dit hoor nie. Dit word duidelik uit die gelykenis wat praat van die onvrugbare grond waarop sommige van die saad geval het. En dan is dit eintlik opvallend dat die grootste deel van hierdie gelykenis omstandighede beskryf wat nie gunstig is nie. Omstandighede waarin die saad verlore gaan in plaas van groei. Jesus vertel vir ons in hierdie gelykenis dat 'n saaiër saad saai wat op 4 verskillende plekke val. In die eerste plek val die saad langs die pad, waar die voëls kom en dit oppik. In die tweede plek val die saad op klipperige, rotsagtige grond, waar dit nie behoorlik wortel skiet nie en die son dit dan verskroei. In die derde plek val die saad tussen dorings, onkruid, waar dit verstik. En dan in die laaste plek val die saad op vrugbare grond, waar dit groei en vrug oplewer. En nou weet ons almal, vir plante en gewasse om optimaal te groei, moet die omstandighede gunstig wees. Daar is 'n magdom elemente wat moet saamwerk. Deesdae het ons in die boerdery gemeenskap presisieboerdery, wat dit vir boere moontlik maak om tot in die fynste besonderhede te bepaal wat nodig is en om selfs die omstandighede gunstig te stem. Maar landboukundiges, grondkundiges sal egter bevestig hoe belangrik grond vir optimale opbrengs en groei is. Selfs al sou al die ander elemente vir optimale groei perfek wees, sal dit nie 'n sukses kan wees as die grond nie gesond is nie. En kom ons staan vir 'n oomblik stil by hierdie gedagte van grond. Wanneer ons die gelykenis lees, dan fokus ons
so op die saad dat ons van die grond vergeet. Die woord grond speel reg deur die Bybel 'n baie belangrike rol. Reeds in die skepingsverhaal daar in Genesis vind ons 2 woorde in Hebreëus wat vertaal kan word met grond of stof of aarde of land. Die een is die woord eretz wat met aarde of land vertaal kan word en die ander woord is Adama wat met grond of stof vertaal word. En dan is dit opvallend dat die Hebreëse teks daar in Genesis sê dat God die mens geskep het, Adam, is die woord vir mens, uit die Adama, uit die stof of grond. En in Hebreëus hou hierdie 2 woorde dan baie nou met mekaar verband. Dit wil sê dat die mens, ons, van die grond is. Bring ons dit terug na die simboliese taal van die gelykenis, kan ons sê dat die mens die grond is waarin gesaai word. Die mens is die spreekwoordelike bedding waarin die evangelie van God se koninkryk gesaai word. En so kan ons dan eintlik sê dat die hele wêreld, al die mense in die wêreld, is die grond waarin gesaai word. Maar nou moet ons 'n entjie verder gaan en vra, maar hoe lyk hierdie grond? Hoe lyk die grond waarin daar gesaai word in ons tyd, in 2026? En hoe reageer die grond op die verkondiging van Jesus Christus en sy koninkryk? Ons moet erken, en 'n mens verloor maar 'n bietjie perspektief, maar ons moet erken dat ons tog tot 'n baie groot mate in 'n beskermde omgewing leef hier in Suid-Afrika. Ten spyte van al die uitdagings en bekommernisse en klagtes wat ons het oor ons land, oor ons woonplek, bly ons in 'n land waar die meerderheid mense Christene is. Die kringe waarin ons meestal beweeg, bestaan uit mense wat Christene is of wat ten minste 'n Christelike agtergrond het. En dit laat 'n mens partykeer leef met die aanname dat die grond bewerk is. Die grond dra vrug. Ons as gelowiges kan maar gemaklik agteroor sit. Maar dit is egter nie die werklikheid nie. Soos in die gelykenis en soos wat Jesus self beleef het, is daar nie oral aan die evangelieboodskap gehoor gegee nie. Nie alle mense glo in Jesus Christus as die weg, die waarheid en die lewe nie. Die koninkryk van God, waarin God heerskappy voer oor die ganse heelal, is nie vir alle mense 'n werklikheid nie. Hierdie omstandighede word juis in die gelykenis van die saaiër gereflekteer. Wanneer Jesus die gelykenis verduidelik, sê hy, daar waar die saad langs die pad val en die voëls dit oppik, dit is waar mense die woord hoor, maar verhoed word om dit te verstaan deur die bose. Waar die saad op die rotsagtige plekke val, verteenwoordig dit diegene wat die woord hoor en positief daarop reageer, maar sodra daar swaar kry kom, word hulle vinnig ongelowig, afvallig. Wanneer die saad tussen die dorings val, verteenwoordig dit al die aardse belange en bekommernisse wat mense se lewens oorneem en vir ons so dikwels belangriker word as God en ons geloof.
Hierdie omstandighede wat Jesus beskryf, is baie konkrete omstandighede. Dit weerspieël iets van die werklikheid van Jesus se bediening, sy ervaring. Maar dit weerspieël terselfdertyd ook die werklikheid van ons tyd vandag. Die grond is daar, maar hoe dikwels is dit nie verdor, verdroog, klipperig, hard en ongenaakbaar nie. Hoe sal enige iets in die grond van onkunde, mooi weer geloof of aardse gerigtheid kan groei? Geliefdes, net wanneer ons dink dit is onmoontlik, eindig Jesus hierdie gelykenis op 'n positiewe plek. Hoewel die saad van God se koninkryk bedreiging en gevaar in die gesig staar, is daar tog goeie grond waarin van hierdie saad val. En daar floreer dit. En so eindig die gelykenis van die saaiër met 'n belofte van hoop. Ten spyte van aansienlike struikelblokke sal God steeds sy koninkryk laat aanbreek in hierdie wêreld. En nou weet ons, God het dit ook gedoen deur die verlossingsdood en opstanding van sy seun, Jesus Christus. Maar die uitbreiding, die uitbouing van God se koninkryk het nie daar geëindig nie. Dit gaan steeds voort, ook in ons wêreld, in ons tyd, deur die werking van die Heilige Gees. Oral waar mense die woord hoor, dit verstaan, waar dit wortel skiet, waar mense self verder getuig van God se heerskappy. Hoewel Jesus se bediening en sy boodskap verwerping en teenkanting opgelewer het, het sy lewe en verkondiging, sy sterwe en opstanding tog wortel geskiet onder 'n klein groepie disippels. Deur die geloof wat God aan hulle geskenk het, verkondig hierdie disippels die koninkryk van God na Jesus se hemelvaart en groei die Christelike geloof, groei die kerk tot in die uithoeke van die wêreld. Ja, God het beskik dat daar wel vrugbare grond is en dat vrug opgelewer word. Maar nou moet ons ook eerlik wees. Hierdie boodskap van God se koninkryk, 'n boodskap van radikale liefde, vergifnis, genade, sal altyd 'n verdeelde reaksie oplewer. Hoewel ons dit nie verstaan nie, sal nie almal wat hoor, glo nie. En die wat wel glo, mag nie arrogant raak oor hulle geloof nie. Geloof is immers 'n onverdiende gawe uit God se hand. Ons sal nooit ten volle kan verstaan hoe geloof gebeur of werk nie. Maar as gelowiges is ons geroep om vanuit die rykdom van dit wat ons het, te deel. Om voortdurend daarna te streef om in die geloof te volhard onder leiding van God se Gees. En daarom, geliefdes, pak ons hierdie roeping om die grond te bewerk in nederigheid en afhanklikheid aan. Bewus van die voortdurende gevaar en bedreigings wat daar vir ons geloof is. Gevaar en bedreigings wat die grond van voedingswaarde ontneem, wat daartoe lei dat die grond verdorf, verdroog, onvrugbaar is. Wat is hierdie bedreigings, hierdie gevaar konkreet in ons tyd, in ons lewe? Die eerste gevaar gaan oor onkunde.
Dat 'n mens die woord hoor, maar dit nie begryp nie. Dat jy te min kennis van jou eie geloof het en daarom nie die vermoë het om te onderskei in hierdie see van stemme. Te onderskei wat waar en reg in die geloof is nie. Daar is soveel inligting tot ons beskikking. Dit vat enkele sekondes om op die internet meer inligting te kry as wat mense in hulle hele leeftyd 'n paar 100 jaar gelede gehad het. Maar hoe onkundig is ons nie? Die tweede bedreiging wat daar is die bedreiging van vertwyfeling. Ja, ons hoor die woord, ons is entoesiasties. Maar wanneer dinge moeilik raak, verval ons in ongeloof. Die derde bedreiging is om ons vertroue te plaas in die aardse dinge, eerder as in God. En so bring hierdie bedreigings vir ons geloof die gevaar mee, dat ons wat onsself as gelowiges reken, verdorde grond word, onvrugbaar, verdroog. Maar gelukkig is die goeie nuus van die evangelie daar. Want terselfdertyd wat ons eie onvermoë besef ons ook dat alles gelukkig nie van ons afhang nie. God is steeds op pad met sy kerk, met hierdie wêreld, met ons, die grond. Op pad na die volle aanbreek van sy koninkryk. Ja, daar is nog goeie grond wat vrug sal dra. En so, geliefdes in ons Here, wil die gelykenis van die saaier ons vandag opnuut in die geloof laat vroeg. Is hierdie gelykenis 'n aanklag teen ons? Het ons verdorde grond geword? Is hierdie gelykenis 'n opdrag, dat ons met volharding die grond moet bewerk? Of is hierdie gelykenis 'n troos, dat God sal beskik, dat daar wel vrugbare grond sal wees? Hierdie gelykenis is al drie: aanklag, opdrag en troos. Mag ons die aanklag hoor en ter harte neem, sodat ons nie verdorde grond word nie. Mag ons die opdrag uitvoer om die grond te bewerk, en mag ons dit alles doen in die troos dat God goeie grond beskik wat vrug dra. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons dank U, Here, dat U die saaier is. Dat U die evangelie, die goeie nuus van lewe en hoop, van liefde en vergifnis in ons lewens en harte saai. Ons vra U om U leiding, o Here, dat ons grond sal wees waarin die saad wortel skiet. Dat ons ten spyte van die bedreigings en gevaar steeds in die geloof sal groei. Ja, Here, ons bede is dat U sal beskik, dat ons goeie grond sal wees, maar dat ons ook ons roeping en opdrag sal uitvoer om die grond te bewerk, om sover ons gaan te verkondig van U koninkryk. Ons dank U
vir u groot liefde en genade aan ons bewys in Jesus Christus. Ons dank u vir die voorreg om nou reeds in u koninkryk te leef en met hoopvolle afwagting uit te sien na die volle aanbreek van u koninkryk in ewige heerlikheid. Ons bid hierdie dinge in afhanklikheid en nederigheid, met die vergifnis van ons sondes, in Jesus Christus naam. Amen. Ons sing nou ten slotte saam van Vonklied 234, Vonk 234, en ons gaan al die verse daar saam sing. Dit is 'n lied wat gebaseer is op die Ons Vader gebed, maar let op die besondere woorde: Abba, Vader, Hemelheer, ons buig voor u neer. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Laat u wil ook hier geskied, soos in die hemel by u. Laat ons lewe dit vertoon, wat u vir ons wil leer. En dan vers 2, gee ons tog vandag se brood, en vergeef ons skuld, soos ons ook vir hul vergeef wat teen ons oortree. En ons smeek, beskerm ons, breek tog die bose se mag. So afhanklik van u, Heer, kniel ons voor u neer. Vers 3, al die majesteit en lof kom u toe, o Heer, al die heerskappy en mag, dit behoort net aan u. Al u grootheid, al u mag, dit laat ons sing tot u eer. Abba Vader, hoor ons bid, ons buig voor u neer. Ons gaan hierdie lied sing ten slotte staande, u bly staan tot aan die einde, maar ek gaan wel vra dat Tannie Berna die lied vir ons een keer deurspeel, terwyl u bly sit, en wanneer sy die lied klaar deurgespeel het, kan ons opstaan, en dan sing ons saam. Dankie.
Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal by u elkeen wees.